van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Filippense hoofstuk 1 en verskoon tog Filippense hoofstuk 4. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 9. Filippense hoofstuk 4, die boek Filippense, vriende, baie besonderse brief wat Paulus geskrywe het, ook so aan die kinders van die Here daar in Filippi. En wanneer ons hierdie brief bestudeer, dan kom ons agter dat Paulus het 'n baie egte band gehad met hierdie gemeente in Filippi. En dat hierdie gemeente in Filippi het ook selfs vir Paulus gehelp in sy arbeid. Toe hy ook so gegaan het om die evangelie te deel, het hierdie gemeente hulle harte oopgemaak vir hom, het hom gehelp, het hom bygestaan, en ook so Paulus, wat terwyl hy in die tronk was daar in Rome, het hy hierdie brief geskrywe aan hierdie gemeente, en vind ons ook in hierdie laaste hoofstuk waar Paulus in besonder hierdie gemeente kom bemoedig, maar ook vermaan dat hulle moet ag gee op sekere aspekte, dat hulle moet ag gee op sekere dinge in die gemeente, sodat hulle ook geestelik sterk kan staan in die Here. En is dit ook 'n gedeelte, vriende, wat ons ook vanmôre nou moet oplet. So Filippense hoofstuk 4, en sodra hy die plek het, gaan ek vir ons voorhou daarvan af vers 1. Daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. En ek vra jou ook, opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam, wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders, wie se name in die boek van die lewe is. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit, en wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit, en die God van vrede sal met julle wees. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou vriende, ons gaan oorgaan in gebed, en ek gaan net vra vir die mans, vir wie dit moontlik is, om dan ook so net te staan, die van u wat kan, en dan gaan ons ook net saam verenig in gebed. Here Jesus, baie dankie vir die kosbare voorreg wat ons het om vanmôre as 'n gemeente, Here, so voor u stil te kan word. Dankie dat ons weet, Here, dat u die een is wat die almagtige God is. Dankie dat ons weet, Here, dat u die alleenwyse God is, dat u die skepper van hemel en aarde is, Here, dat u die een is wat in beheer is, dat u die een is, Here, wat ook hierdie aarde beheer, dat hierdie aarde in die holte van die hand is. Vader, baie dankie dat ons ook vanmôre kan weet dat u die een is wat ons ook vanmôre hiernatoe gelei het, dat u vir ons hierdie plek van aanbidding gegee het, dat u die een is, Here, wat ook so dit bepaal het, dat ons hier kan wees om op hierdie plek, Here, ook u naam te kan grootmaak. Dankie dat u ons ook, Here, die geleentheid gee. Dankie dat ons vanmôre ook weet, Vader, dat ons hier ook 'n geestelike familie het, en dat ons as 'n geestelike familie, Here, ook so saam u kan dien, dat ons ook so vanmôre die voorreg het om te kan deel in die gemeenskap van die heiliges. Dankie dat ons vanmôre ook, Vader, die voorreg het om ook u te kan grootmaak, dat ons ook u woord het, Here, dat ons ook u woord kan verstaan deur die Heilige Gees se werking, dat u woord ook in ons eie taal beskikbaar is, dat ons weet, Here, dat hierdie u waarheid is, dat hierdie woord, Here, geïnspireer is deur u, die Ou Testament sowel as die Nuwe Testament, en Here, dat dit nuttig is tot lering, tot weerregging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Vader, ons lewe in 'n tyd waar mense daar buite besig is met allerlei dinge,
waar mense besig is om soveel dwalings, Here, te begin verkondig, en hoe soveel mense besig is om weggesleep te word en meegesleep te word deur hierdie dwalinge. Maar dankie dat ons vanmôre ook weet, Here, dat ons ook U woord het en dat U woord vir ons die regte pad aanwys. En kom help ons ook vanmôre dat ons U woord in ons hart sal bære. Kom help ons vanmôre, Vader, dat ons hierdie woord, Here, nie sal vergeet nie. Dat ons nie ons sal wend tot fabels nie. Maar Here, dat ons U woord, Here, so sal lief hê en U woord, Here, ook so sal uitrewe en dit met ander sal deel. Dankie dat ons ook weet, Here, dat U wat ons ook gered het en geroep het, U is getrou. Dankie dat ons ook weet, Here, dat U ons sal bewaar in U Vaderhand. En ja, Here, soms beleef ons uitdagings, soms beleef ons stryd, soms beleef ons tye wat ons voel, ons weet nie meer watter kant toe nie. Maar dankie dat ons in daardie tye juis weet, Here, dat U naby ons is, dat U saam met ons stap, dat U saam met ons gaan. En Here, dankie dat ons ook vanmôre weet, Here, dat U ook selfs die een is wat vooruit gaan, en dat U ook vooruit vir ons die pad gelyk maak, en vooruit vir ons wys waar ons moet wandel, en watter weg ons moet gaan. Ons wil ook vanmôre kom bid, Here, dat U ons naby sal wees, dat U ons harte sal open vir U woord, dat U ons sal help om te luister, dat U ons sal help om te vergeet van dit wat ons dalk miskien aan mag dink in hierdie oomblikke. Dit mag dalk wees dat ons dink aan wat ons nou moet doen, of wat ons nog môre moet doen, of wat in hierdie week voorlê, maar Vader, help ons dat ons daardie gedagtes net vir 'n oomblik een kant toe sal skuif, en dat ons net vanmôre sal luister wat die Gees in die gemeente wil sê. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, in U naam alleen bid ek dit. Amen. Nou vriende, ek wil graag dan net vanmôre U aandag vestig, dan nou ook op vers 1 van ons geleesde gedeelte, en ons lees ook daar in vers 1, daarom, my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here, geliefdes. En dan ook so die tema van vanmôre se boodskap, vriende, hoe om as 'n gemeente geestelik vas te staan in die Here. Nou wanneer ons kyk na hierdie woordjie wat Paulus ook gebruik in hierdie vers, wat hy sê staan so vas in die Here, geliefdes, dan sien ons ook, vriende, dat hierdie woord is 'n militêre term. Met ander woorde, hierdie woord word ook gebruik in die weermag, wanneer daar 'n opdrag gegee word aan die soldate, dat hulle moet sterk staan, hulle moet vas staan, hulle moet stewig staan, hulle moet 'n posisie handhaaf daar op die oorlogsveld, waar hulle nie plat geslaan word nie, maar waar hulle ook dan nou so hierdie stryd kan stry, en waar hulle ook dan stewig is. En hierdie selfde gedagte van om sterk te staan, om stewig te staan, om op jou hoede te wees, vriende, sien ons ook in die res van die Bybel, wat hierdie selfde gedagtes voorkom, wat die apostel Paulus ook gebruik, en ek hou vir u voor 1 Korintiërs 15 vers 58, daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Kolossense 1 vers 23, as julle ten minste gegrond en vasbly in die geloof, en julle nie laat afbring van die hoop van die evangelie nie, wat julle gehoor het, en wat verkondig is in die ganse mensdom onder die hemel, waarvan ek, Paulus, 'n dienaar geword het. So beide hierdie verse, vriende, gee vir ons die gedagte dat ek en u moet vasbly staan in die geloof. En al hoe ons gaan vasbly staan in die geloof is wanneer ons geanker is in die woord van die Here, wanneer ons geanker is op die rots Jesus Christus. En so kom die apostel Paulus en hy skryf aan hierdie kinders in Filippi en hy kom sê vir hulle, hy kom gee vir hulle die opdrag, hy sê, julle moet vas staan in die Here. Want Paulus het geweet, daar was sekere aspekte, sekere uitdagings, sekere bedreigings, wat oor hierdie gemeente se pad gekom het. Jy sien, hulle het vervolging beleef, vriende, hulle was vervolg gewees vir hulle geloof in die Here Jesus. Gaan lees hoofstuk 1, en jy sal agterkom dat Paulus met hulle praat, en hy sê ook dat, net soos ek verdrukking beleef, so beleef julle ook verdrukking. Daar was selfs die valse profete, wat ook dan gewandel het as vyande van die kruis, en wat het hierdie valse profete gedoen, vriende? Hulle het probeer om hierdie gemeente weg te vat van die waarheid af. Hierdie valse leraars het 'n ander evangelie verkondig, wat in stryd was met die woord van die Here.
Daar was die bedreiging van onenigheid in die gemeente wat gevaar ingehou het vir hierdie gemeente se geestelike stabiliteit. En al hierdie aspekte, vriende, wat ons nou na gekyk het, is aspekte wat 'n gevaar ingehou het vir hierdie gemeente om geestelik sterk te staan. Dis hoekom Paulus skryf en hy waarsku en hy sê vir hulle, wees op julle hoede, let op hierdie dinge, maar let op wat ek vir julle nou gaan sê in hierdie brief. Let op hierdie gedagtes van om eensgesind te wees, om jou te verbly in die Here, om vriendelik te wees, om te gee vir mekaar. Julle moet hierdie dinge doen, want dan sal julle sterk staan, dan sal julle 'n lewe leef wat die Here verheerlik. En liewe vriende, dis belangrik dat ek en u ook vanmôre sal let op hierdie boodskap. U sien, ons het ook te doen, vriende, met 'n geestelike stryd. Ons het te doen met 'n vyand, en die sielevyand is juis daarop uit om ons as kinders van die Here, maar ons as gemeente ook aan te val. Die woord sê vir ons in Efesiërs 6 vers 12 dat ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En hierdie uitdagings, hierdie bedreigings wat daar was in Filippi, vriende, kom presies nog vandag na my en jou kant toe. Ons kry presies te doen met hierdie selfde uitdagings. Ons dink aan valse leringe. Hoeveel valse leringe, vriende, is daar buite? Hoeveel dwalings wat ons daar buite ook dan nou van hoor? En hierdie is 'n gevaar. Ons moet let op hierdie dinge. En hoeveel keer, vriende, word ons geloof op die proef gestel? Daar is die gevaar, daar is die bedreiging van onenigheid in 'n gemeente. Daar is die gevaar van liefdeloosheid. Daar is die gevaar van selfgesentreerdheid. Jy sien, al hierdie dinge is struikelblokke, en as ons in hierdie struikelblokke gaan val, vriende, dan gaan dit ons verhoed om 'n lewe te leef wat God ons nou oproep. Dit gaan ons verhoed om geestelik as 'n gemeente vorentoe te beweeg. Dis hoekom ek en u kan nie hierdie dinge toelaat nie. Ek en u moet op ons hoede wees. Ek en u, vriende, moet standvastig wees in die Here. En hoe gaan ons dan vastig wees wanneer ons God se woord in ons lewens toepas? En dat ons die Here vanmôre sal vertrou as 'n gemeente, dat ons hierdie aspekte wat ons nou gaan kyk vanmôre, wat Paulus in sy brief noem, wat geestelike stabiliteit bevorder in 'n gemeente, dat ek en u ook vanmôre dit sal toepas, vriende. Eerstens in ons persoonlike lewens, maar tweedens in die gemeente, dat ons die Here sal vertrou vanmôre. Here, help ons dat ons as 'n gemeente u sal verheerlik deur hierdie in ons lewens toe te pas. Daar is 5 aspekte, vriende, waarna ons gaan kyk vanmôre. En dit bring ons by ons heel eerste aspek, 'n belangrike aspek, en daar's 'n rede hoekom Paulus hierdie ook eerste genoem het. En die heel eerste aspek waarop ek en u moet let, vriende, is ons moet eensgesind wees onder mekaar. Let op vers 2 van ons geleesde gedeelte. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om eensgesind te wees in die Here. Wanneer ons kyk na hierdie woordjie eensgesind, vriende, dan beteken dit eenvoudig om dieselfde neiging te hê, dieselfde gedagtegang. Dit is letterlik om een van hart en een van siel te wees. En Paulus beskryf dit vir ons bietjie beter in Filippense 2 vers 2. Hy sê, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. So wat is die doel van eensgesindheid, vriende? Die doel van eensgesindheid is om in harmonie saam te lewe, om saam te werk, om hande te vat en te sê ons gaan vorentoe beweeg, ons gaan saam stry vir die evangelie, ons gaan saam die evangelie uitdeel en dit verkondig. Filippense 1 vers 27, alleen ek gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien dan wel of ek afwesig is, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vas staan en een van siel saamstry vir die geloof van die evangelie. En is juis hierdie eenheid, wanneer daar eenheid is onder kinders van die Here en in 'n gemeente, dan is daar stabiliteit, vriende, geestelike stabiliteit. En ja, daar het 'n geval gebeur in Filippi waar daar onenigheid was tussen Euodia en Sintige, maar u sien, as dit sou voortgaan, sou die saak van God skade ly. Dis hoekom Paulus kom in vers 2 en hy sê, ek vermaan Euodia en Sintige om eensgesind te wees in die Here. Sit julle verskille eenkant, werk saam, fokus op die doel en dis om Christus te verheerlik, om siele te win vir hom. En vriende, eenheid onder kinders van die Here is vir die Here Jesus so belangrik, soveel so, dat terwyl hy op aarde was in sy hoëpriesterlike gebed, het hy gebid vir sy disippels se eenheid. Hy het gebid vir sy kerk se eenheid.
Ek hou vir u voor Johannes 17 vers 11. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld en ek kom na u toe, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Jesus wou gehad het dat sy disippels saam moes gewerk het. En wanneer hulle saam sou gewerk het, vriende, dan sou hulle die wêreld ingaan, die evangelie verkondig, maar hulle lewenswyse onder mekaar sou ook getoon het vir die wêreld dat hulle disippels van Jesus is. En ons lees in Romeine 15 vers 5 tot 6, en mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. En so geliefdes, is dit belangrik dat ek en u vanmôre as kinders van die Here, as u vanmôre kan getuig dat u 'n kind van die Here is, as u vanmôre ook deel is van die gemeente, dat ons vanmôre sal let op hierdie gedagte, dat ons ook vanmôre, vriende, in alle tye as gemeente, as kinders van die Here eensgesind sal wees. En ons moet vanmôre verstaan dat elkeen van ons, van hier voor tot daar agter, is hier vir een doel, vriende, en dis om saam te werk. Dis hier om saam God se koninkryk uit te brei. Hoor mooi, vriende, ek en u is nie vanmôre hier vir onsself nie. Ons is nie vanmôre hier om te doen wat ons wil doen nie, maar ons is vanmôre hier om te doen wat die Here van ons vra. En hoe gou kan dit nie gebeur, vriende, dat as ek wil doen wat ek wil doen en ek kry nie my sin nie, wat gebeur? Dan raak ek kwaad en ek sê maar, ek gaan uit die gemeente uitgaan, want ek kry nie my sin nie. Nee, vriende, dis nie 'n mooi gesindheid nie. Dit maak nie die Here se hart bly nie, maar dit maak sy hart seer. En ons moet vanmôre besef dat ons is hier vir Christus. Dit gaan oor hom, om vir hom te werk, om vir hom diensbaar te wees in die gemeente. Almal van ons wat vanmôre hier sit, vriende, is ewe belangrik vir die Here. Ons is 'n liggaam. En wat het ons geleer in 1 Korintiërs 12? Ons het geleer dat 'n liggaam het sekere funksies en elke funksie is nodig vir die liggaam om vorentoe te kan beweeg. So die Here gee vir elkeen van ons 'n werk in die gemeente. En ons moet doen tot die beste van ons vermoë. Sonder om mekaar af te kraak, sonder om mekaar sleg te sê, vriende, en te sê ek dink ek is beter as daardie persoon nie. Jy sien, as ons dit gaan doen, as ons daardie gesindheid gaan hê van ek gaan nie toelaat dat jy doen wat jy, of ek gaan nie toelaat dat jy vir die Here werk verrig nie, want ek wil op die voorgrond wees, dink ons die gemeente gaan vorentoe gaan, verseker nie, vriende. Maar wanneer ons saamwerk in die eenheid van die Gees, om te sê, my broer, my suster, kom ons werk saam, kom ons gaan vorentoe, dan sal God se koninkryk kan voortgaan, dan sal dit uitbrei, dan sal siele by die kruis kan uitkom, vriende. En soveel gemeentes, vriende, is al opgebreek oor onenigheid. Soveel gemeentes is al geskeur omdat daar onenigheid was tussen broers en susters. En daardeur het ons nodig om saam te staan, vriende. Ek hou vir voor 1 Korintiërs 1 vers 10, maar ek vermaan julle broeders in die naam van ons Here Jesus Christus om almal eensstemmig te wees en dat daar geen skeuringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees in dieselfde gesindheid en in dieselfde mening. En dis wat ons by moet uitkom, is dat ons in alle tye sal strewe om die band van die vrede onder mekaar te bewaar, om in 'n eenheid vorentoe te beweeg, om te sê kom ons sit saam en kom ons sit hande saam by en ons gaan vorentoe. Maar so maklik vergeet ons dit, vriende. Jy sien, want die duiwel kom en die duiwel kom saai onmin. Die duiwel kom en hy bewerk dit in ons harte om ook dan so partykeer hoogmoedig te raak, om partykeer te sê maar I want it my way or no way. Nee. As ons dit gaan doen, vriende, gaan die saak van God skade ly. Daardeur moet ons onthou om saam te werk in die liefde van die Here Jesus onder mekaar te deel. Efesiërs 4 vers 15 tot 16. Let op hierdie woorde, maar terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saam verbind deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. En dis my so kosbaar, vriende, as ek 'n voorbeeld kan gebruik van die pannekoekverkoper.
En as ons daardie opset nou kan kyk, elke ou het 'n deel wat hy doen, elke ou het 'n werk wat hy verrig. Ons dink aan die persoon wat die bestanddele koop, ons dink aan die persoon wat die deeg aanmaak, ons dink aan die persoon wat bak, die persoon wat rol. Jy sien, daar's 'n funksie, daar's 'n struktuur, daar's 'n eenheid, daar's 'n gees, en dis presies wat ons by elke aspek in die gemeente moet doen. Daardie samewerking om te weet, dis my broeder, dis my suster se werk, hierdie is my werk, en kom ons doen dit tot eer van die Here. Kom ons vat hande, vriende, en ons begin om vorentoe te beweeg. En ek dank die Here vir geleenthede soos die pannekoeke, soos die dames wat ook die geleentheid vir die dames tee voorberei het, en mag dit wees dat ons by elke geleentheid sal saamwerk en daardie goeie gesindheid onder mekaar sal handhaaf. Maar die volgende gedagte, vriende, is ons moet behulpsaam wees teenoor mekaar. Vers 3 van ons geleesde gedeelte, en ek vra jou ook opregte metgesel, wees hierdie vroue behulpsaam wat met my saam gestry het in die evangelie, ook saam met Clemens en my ander mede-arbeiders wie se name in die boek van die lewe is. Nou wanneer ons kyk na die woordjie behulpsaam, dan beteken dit eenvoudig om hulp te verleen aan iemand, om uit te reik na daardie persoon toe en hulle te help. Nou Paulus, vriende, was in hierdie oomblik toe hy die brief geskryf het, was hy daar in die tronk in Rome gewees, en hy wou graag by hierdie gemeente uitgekom het. Daar was hierdie verlange in sy hart gewees, maar hy kon nie. En daardeur skryf hy hierdie brief, en hy sê ook vir sy mede-arbeider dat hy moet gaan na hierdie twee vroue en hy moet hulle help. Hy moet hulle help dat hulle die saak sal uitpraat. En ons weet in die woord van die Here, vriende, Matteus 18 gee vir ons daardie prosedure wat sê as 'n broeder of 'n suster iets teen jou het, moet jy met hulle gaan praat. En dis presies wat moes gebeur het. Hulle moes met mekaar gepraat het. Hulle moes dit uitgewerk het. Hulle moes vergifnis gevra het. Hulle moes vrede gemaak het, en hulle moes weer as susters in die Here saamwerk in die gemeente, sodat die werk van God kon voortgaan. En dis hierdie soort behulpsaamheid, vriende, wat ook daardie geestelike groei, die geestelike stabiliteit in 'n gemeente na vore bring, daar waar daar uitgekyk word vir mekaar, daar waar daar gered word op mekaar, daar waar daar liefde is en omsien na mekaar se belange. En ons weet, vriende, dat hierdie is verseker 'n Bybelse beginsel wat die Here vir ons kom gee. Maar so gou vergeet ons dit. So gou vergeet ons hierdie woordjie behulpsaamheid. So gou vergeet ons wat dit is om mekaar se laste te dra, om daar te wees vir mekaar, om mekaar te help. Galasiërs 6 vers 2, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Ons moet juis, vriende, mekaar ondersteun in moeilike tye en goeie tye, vir mekaar bid. Ons moet selfs mekaar vermaan waar nodig is in die liefde en sagmoedigheid van die Here, en wanneer ons hierdie dinge doen, dat ons die Here kan verheerlik. En let op Hebreërs 10 vers 23 tot 24. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het is getrou, en laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Ware liefde word juist bewys wanneer ek in die uitreik, wanneer ek in die oorgaan tot aksie. Want hoe maklik, vriende, kan dit nie gebeur dat ons sê, ek gee om vir daardie broeder, maar reik ek uit na hulle toe, bewys ek hierdie liefde deur te doen dit wat ek sê. As ons weet dat 'n broer of suster is siek, om ook dan so uit te reik na hulle toe en te sê, kan ek vir jou bid, is daar iets wat ek vir jou kan kry by die winkel? Selfs wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan, om na hulle toe te gaan en te sê, kan ek saam met jou bid? Al is dit hier by die kerk, al is dit al by die huis, en baie keer, vriende, is ons so besig dat ons hierdie vergeet om uit te kyk vir mekaar. As 'n broer of 'n suster nie by die gemeente is nie, baie keer gebeur iets wat ons nie van weet nie, maar om te bel en te sê, my broer, my suster, is alles nog oukei? Is daar iets waarmee ek kan help? Is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid? En selfs, vriende, sê die woord vir ons, as 'n broer of 'n suster swak is in die geloof, om hulle dan buite staan, om saam met hulle die pad te stap, om hulle ook so te leer uit die woord uit, om hulle ook wanneer dit nodig is te vermaan in die liefde van die Here Jesus. Ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 14 tot 15, en ons versoek julle broeders, vermaan die onordelikes, bemoedig die kleinmoediges, ondersteun die swakkes, wees lankmoedig teenoor almal, sorg dat niemand ander kwaad vir kwaad vergelde nie, maar jaag altyd na wat goed is teenoor mekaar, sowel as teenoor almal. En wanneer ons hierdie Bybelse beginsel begin toepas, vriende, dan sal daar daardie geestelike stabiliteit wees.
Dan sal daar ook daardie liefde sal uitstraal na buite en mense sal daardie begeerte hê om te sê, maar hier wil ek wees, want Christus se liefde word gedeel. Hier is opregtheid, hier is omgee vir mekaar. Maar die volgende gedagte wat ons ook vind, vriende, is dat ons blydskap moet ook altyd in die Here wees. Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Hierdie woordjie verbly beteken om vreugde te ervaar, om hierdie blydskap in jou hart te hê ten spyte van omstandighede. En weer eens, vriende, wanneer ons kyk na die Griekse werkwoord verbly, dan staan dit in die presens imperatief. En soos wat jy reeds weet, wat ek die vorige keer al vir jy genoem het, imperatief dui aan eerstens 'n bevel, 'n opdrag, maar tweedens is dit 'n aanhoudende aksie wat volg. So wat sê Paulus? Wil hy sê, julle moet jou nie net verbly in die Here wanneer dit goed gaan nie, maar julle moet ook julle in die Here verbly wanneer dit sleg gaan, so ongeag die omstandighede, dat daar altyd blydskap sal wees in die Here. Paulus self, vriende, is 'n voorbeeld hiervan. Ons weet, Paulus het dit nie maklik gehad nie, maar Paulus het geleer om in die Here te verbly. Hy het geleer dat as hy die Here het, is dit al wat hy nodig het. As hy die Here het wat hom versterk, as hy die Here het wat met hom gaan, dan maak niks anders te saak. En gaan lees die brief Filippense, vriende. Dan sal jy agterkom die openingswoorde van Paulus wat getuig wat hy hierdie blydskap het. Hy sê terwyl hy dink aan hierdie gemeente, dank hy die Here. Is hy bly, verheug hy hom oor hierdie gemeente se geestelike groei. Daardie blydskap, want hy het geweet God bly altyd getrou. Maak nie saak die omstandighede nie. Omstandighede verander elke dag, maar God verander nooit nie. Sy woord verander nooit nie. Sy woord staan ewig vas. En dis waar ek en u moet by uitkom, vriende, is by hierdie punt waar ons blydskap in die Here sterk is, waar ons blydskap in die Here bly staan, maak nie saak ons omstandighede nie. Ons moet nie net ons in die Here verbly wanneer dit goed gaan met ons nie, maar jy sien, vriende, selfs in daardie swaar tye, selfs in daardie tye wat ek myself bevind in 'n dal van doodskaduwee, selfs in daardie tye wat die lewenstorme woedend om my slaan en ek gaan so moedig vrees om te vergaan, om nie te vrees nie, om nie te twyfel nie, maar om op te kyk en te sê ek weet die Here is my herder en my herder sal my nie verlaat nie, my herder sal my help en dat ek my seëninge sal tel om te weet dat hierdie God is nog steeds met my. Daardeur kan ek my verbly. Daardeur kan ek my verheug in hom. 'n Voorbeeld, vriende, van wat dit is om jou te verbly wanneer die omstandighede sleg en donker is van Paulus en Silas in Handelinge 16 vers 22 tot 25. En hierdie twee manne het gegaan om die evangelie te verkondig. En hulle het ook hierdie aanvalle beleef en die mense van die stad het in 'n opskudding gekom want hulle het nie gehou van wat hulle hoor nie. En Paulus en Silas is in die tronk gegooi. Hulle is met stokke geslaan. Hulle het ook hierdie geweldige vervolging deurgegaan. Maar let op vers 25, wat het Paulus en Silas gedoen in die tronk? Hy sê en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenes het na hulle geluister. Daar was blydskap in hulle harte gewees. Want jy sien, hulle het hulle verbly in die Here, hulle het hom geloof, hulle het hom geprys want hy was met hulle gewees. Hulle het nie gefokus op die feit dat hulle nou in die tronk is nie, maar het gefokus op die feit dat God hulle nie verlaat het nie. En vriende, een van die predikers van die reformatie skryf die volgende, en terwyl ek hierdie woorde gelees het in die week, het dit my so diep in die hart getref, en ek hou vir u voor, en ek gaan ook so my bes probeer met die Engels, maar kom ons lees wat skryf hierdie prediker. Hy sê, even if the budget is never balanced, even if the stock market crashes, even if the food prices skyrocket, even if my child never recovers from an illness, even if I lose my job, even if we lose our home, yet will I rejoice in the God of my salvation. En hier het my diep getref in die hart, vriende. Het laat ons dink aan Habakuk 3. Wat het Habakuk gesê? Hy gesê, al sou die vyeboom nie bot nie, nogtans sal ek jubel en juig in die Here. En hoe baie keer kan ons so gefokus raak op hierdie omstandighede, dat ons vergeet daarvan. Dis sê, Here, dankie dat ek weet, U is nog steeds in beheer, dat U nog steeds my lei, dat U nog steeds my deurdra, dat U nie van my sal vergeet nie.
dat U vir my sal sorg. En dis waar ons moet uitkom, vriende, om hierdie hoop in die Here Jesus te hê, hierdie blydskap in Hom te hê. Maar die tweede laaste gedagte wat ons op moet ag gee, is dat ons moet vriendelik wees teenoor alle mense. Filippense 4 vers 5, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Nou, om vriendelik te wees beteken eenvoudig om ook so dan 'n gesindheid te handhaaf, vriende, waar ek sagmoedig en besorg optree teenoor ander mense. En dit is om bly ook te wees, dit is om iemand te groet, dit is om uit te reik na iemand toe en met hulle te gesels en met hulle te praat. En jy sien, vriendelikheid is juist deel van die vrug van die Gees. Die natuurlike mens kan dit nie na vore bring nie, maar die Gees, wanneer hy ons kom red, wanneer ons die Gees ontvang, dan help hy ons om hierdie vrug uit te lewe teenoor mekaar. Maar nou moet ons let op die opdrag. Wat sê Paulus vir hulle? Sê hy vir hulle, wees vriendelik teenoor sekere mense? Nee. Hy sê, wees vriendelik teenoor alle mense. Moet nie net vriendelik wees hier by die gemeente nie, maar selfs daar by die huis, selfs daar in die winkel. En ek hoor eendag ook so 'n getuienis van 'n oom, vriende, wat my diep getref het in die hart. Hy het gesê dat toe hy by die gemeente gekom het, 'n sekere gemeente, toe het die mense ook so hom vriendelik gegroet. Maar toe hy daar in die winkel was, het dieselfde mense hom verbygekyk en hy het aangegaan. Dis nie wat ons moet doen nie. Maar ons moet in alle tye vriendelik wees, hier by die kerk, daar by die huis, waar ook al dit mag wees, vriende. Mense moet ons lewens kan sien as mense wat vriendelik is, as mense wat die liefde van Christus uitlewe. En Christus het vir my en vir jou hierdie wonderlike voorbeeld kom voorhou. Jy sien, die Here Jesus, vriende, het sy vriendelikheid bewys aan alle mense. Ja, selfs aan mense wat dit nie verdien het nie. Mense wat hom gespot het, mense wat hom gehaat het, mense wat hom sleg gesê het. 2 Korintiërs 10 vers 1, die A-gedeelte wat sê, en ek self, Paulus, bid julle by die sagmoedigheid en vriendelikheid van Christus. En dis die opdrag wat vanmôre na ons kant toe kom, vriende. Dat ons eers as 'n individu self hierdie vriendelikheid sal uitlewe teenoor mekaar, teenoor die mense daar buite, en tweedens as 'n gemeente, dat hierdie vriendelikheid geopenbaar sal word teenoor mekaar. Maar jy sien, hierin lê die uitdaging, vriende. Dis baie maklik om vriendelik te wees met my vrou, of die vrou met die man. Dis baie maklik om vriendelik te wees met my familie, of vriendelik te wees teenoor die mense wat my nie te nakom nie, maar die uitdaging lê daarin om vriendelik te wees met mense wat my te nakom. Om nog steeds dan die gesindheid van die Here Jesus te handhaaf en te sê, weet jy, hoe gaan dit vandag met jou? En ek weet dis uitdagend, vriende, want ons lewe in 'n tyd waar mense nie meer hierdie uitleef nie. Ons lewe in 'n tyd waar as ons kyk na die winkels, ons gaan winkel toe, is baie mense bombasties, baie mense groet nie meer mekaar nie, maar daardie verskil wat ons kan maak om net te vra, hoe gaan dit vandag? En hierdie lig te wees in 'n donker wêreld, was my so kosbaar gewees, toe ons so rukkie terug, daar by die winkel, naby Game was, en daar kom 'n oom na ons toe, en hy so vriendelik, en hy praat met ek en my vrou, en hy maak grappies, en hy was net so vriendelik gewees, en sy woorde aan my was, dit is wat die Here van ons vra, om hierdie liefde te deel. En dis wat ons nodig het om te doen. Ek hou vir u voor 2 Timoteus 2 vers 24, en 'n diensknegt van die Here moet nie toos nie, maar vriendelik wees teenoor almal, bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. 1 Petrus 3 vers 8 tot 9, en eintlik wees almal eensgesind, medelydend, vol broederliefde en ontferming, vriendelik. En dan ook so vers 9, vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoord met skelwoord nie, maar seën inteendeel, omdat jy weet dat jy hiertoe geroep is, sodat jy seën kan beerwe. Mag ons, vriende, as gemeente bekend staan vir ons vriendelikheid, vir ons liefde, vir daardie omgee. Maar die laaste gedagte wat ons nodig het om ag te gee, vriende, is gebed. En dit is, maak jou behoeftes bekend by God in gebed, dat ons 'n gemeente sal wees wat bid. Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. As ons kyk na hierdie woordjie bekend, dan beteken dit eenvoudig om iets bekend te maak, om iets te openbaar, om iets te noem. En dis wat hierdie gemeente moes leer om te doen.
Hulle moes nie heeldag met hierdie bekommernisse in hulle hart rondgeloop het nie, nee. Maar hulle moes geleer het om na die Here toe te gaan. Hulle moes geleer het om die Here daarvoor te vertrou, om met die Here te praat, om te sê, Here, dit is my bekommernis. Here, help my. Here, versterk my. Want u sien, vriende, wat is die teenmiddel vir bekommernisse en vrees? Is gebed. En wanneer ons bid, dan vertrou ons God, dan rus ons in die wete dat hy soewerein is, dat hy in beheer is van sake, dat hy die een is wat in staat is om ons te help. En wanneer ons dit doen, wanneer ons met die Here praat, wanneer ons die Here vertrou, dan gee hy ook vir ons daardie vrede. Ons lees dit in Filippense 4 vers 7, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle hart en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En hoeveel keer, vriende, gebeur dit nie met my en u, dat ons so oorweldig kan raak met 'n bekommernis, dat ons so kan fokus op hierdie bekommernis. Dit mag dalk wees stres, dit mag dalk wees wat ook al jou omstandighede mag wees, en ons raak so gou gefokus op hierdie dinge, en wat gebeur as ons fokus op dit? Ons raak ongelowig, ons dink by onsself, maar gaan die Here nou werklik vir my help? Gaan die Here nou werklik vir my 'n uitkoms gee? Jy sien, dis wat die duiwel wil hê ons moet doen. Hy wil hê dat ons fokus moet afval van die Here, dat ons slapelose nagte moet hê, waar ons moet rondrol en bekommer oor, hoe gaan ek hierdie dinge doen? Die kospryse wat styg. Hoe gaan ek sorg vir my gesin? Hoe gaan ek hierdie opdrag by die werk betyds uitvoer? En dit vat soms ons vreugde in die Here weg, want ons begin te stres, ons begin te fokus op hierdie dinge, en dan begin ons ongelowig raak. Maar ek en u moet juis leer, vriende, om die Here daarmee te vertrou. Ons moet juis leer om, soos wat Paulus vir ons sê, na die Here toe te gaan in gebed, en vir ons in ons behoeftes vir hom te gee, by sy voete neer te lê, en te vertrou dat hy ons daarmee sal help. 1 Petrus 5 vers 7 lees ons, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Ons moet nie probeer om op ons eie hierdie dinge te doen nie, vriende. Maar ons moet oorgee aan die Here en hom vertrou. Filippense 4 vers 9, en my God sal elke behoefte van jou vervul na sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. En mag ons as gemeente ook 'n biddende gemeente wees. Mag ons ook, vriende, dat ons by mekaar sal kom om te bid en die Here te vertrou vir siele, te vertrou vir groei, te vertrou vir wat ook al ons behoeftes mag wees, dat ons nie uit onsself uit dit sal doen nie, maar dat ons sal leer om op ons knieë by mekaar te kom en God te soek. Want dan sal ons geestelik sterk staan in die Here. Ek sluit af. Ons het vanmôre geleer by hierdie gemeente in Filippi, dit wat Paulus wil kom sê het oor hoe ek en u as gemeente geestelik sterk in die Here kan staan. Ons moet eensgesind wees in die Here, ons moet saamwerk, ons moet mekaar bystaan, ons moet mekaar help, ons moet laat elke persoon sy taak vervul in die gemeente. Ons moet behulpsaam wees, ons moet omsien vir mekaar, na mekaar toe uitreik. Ons moet ook altyd bly wees in die Here. Ons moet vriendelik wees. En ons moet ook tyd neem om te bid en God te vertrou en God te soek. Vriende, die vraag is vanmôre, hoe lyk u lewe voor die Here? As jy vanmôre kyk na hierdie opdragte wat ons gesien het in die woord van die Here, is dit vanmôre in jou lewe teenwoordig? Is dit vanmôre in ons as gemeente se lewe teenwoordig? En as daar vanmôre iets is waarin ons tekort skiet, dat ons die Here sal vra, Here, help ons. Dit mag dalk wees dat jy nie meer so getrou bid nie. Dit mag dalk wees dat jy nie altyd meer so vriendelik is nie. Dit mag dalk wees dat jy nie meer uitkyk vir ander nie. Dit mag dalk wees dat jy vanmôre daardie hoogmoed het in jou hart. Wat ook al dit mag wees, vriende, bring dit vanmôre na die Here toe. Bring dit vanmôre na die kruis toe. En vertrou die Here om jou daarmee te help. Kom ons vertrou die Here dat hy ons as gemeente naby sal wees. Dat ons sal doen wat hy van ons vra. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanmôre na u woord kon gekyk het, en Here, dankie ook dat ons vanmôre ook weet, Here, dat u die beste vir ons wil hê. En Here, baie keer dan kom praat u met ons op 'n harde manier, maar dit ook altyd is, Here, sodat ons ook kan verbeter. Dat ons ook, Here, so kan doen dit wat u van ons vra. Kom help ons, Here, dat ons ook daagliks in onsself sal sterwe. Dat ons in u sal oorgee.
dat ons U sal volg en soos Paulus sal sê, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Dat ons soos Johannes die Doper sal sê, dat U moet meer word in ons lewens en ons minder. Dat U gestalte in ons lewens sal verkry, sodat ons 'n lewe kan leef wat U verheerlik. Vader, gaan saam met ons as gemeente, gaan saam met elkeen wat ook vanmôre